Goeiemôre. Ek voel so 'n bietjie soos 'n perd vanmôre as ek hierdie ding moet aansit. Ek hoop nie ek begin rinnik op 'n stadium. Baie welkom. Is julle die bevoorregtes om nie die naweek te hoef weg te gaan en te gaan kamp ergens in die reën nie? Ons hoop die ander reën baie nat, nê? Niks met die kamp en met hulle uit te waai en jaloers nie, net omdat reën lekker is. Nee, welkom. Ek wil net namens my en Rihanna sê dankie vir laasweek. Dit was vir ons heerlik om hier by die huis aan te kom. En dankie ook vir Wilma en vir Ria. Ek sien sy is nog nie hier vanmôre nie. Oor die mooi maak van die saal en baie dankie. Ons voel regtig tuis. Dit is vir ons lekker om hier te kan wees. Ek sien hier lê 'n lighter. Nou hierdie kers het die sinode vir ons gestuur. Nou Carmen is nou nie hier vanoggend nie en sy was in die sinode. Die dag toe hulle al die belangrike besluite geneem het, het ek nie daar nie. Ek kon nie daar uitkom nie. Ek het bietjie vasgereën, wat 'n lekkerte. Dit was nie ek nie, hoor. Kan jy nou hoor? Die sinode het besluit om uit die algemene sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika uit te tree, as gevolg van 'n klomp redes. En soos ek het verstaan, sal hulle nou in die volgende paar maande 'n bietjie gaan evalueer en 'n nuwe tipe verhouding met Suid-Afrika se sinode, NG Kerk in Suid-Afrika, die algemene sinode te hê. En wat presies en hoe dit gaan lyk, weet ek nie. Hoe presies dit gaan werk van beroepe van dominees heen en weer, weet ek ook nie. Ek weet net, ek was die eerste dag van die sinode daar gewees en die ouens was baie gespanne gewees. En toe ek die tweede dag nie daar is nie, die derde dag weer daar aankom, toe is daar 'n tipe van 'n ander atmosfeer in die sinode. En hulle het met 'n 2/3 besluit dit geneem. Goed of sleg, ek wil nie meer daaroor uitlaat vir môre nie. Dis wat dit is. So as julle enige vrae nog daaroor het, moet julle dalk iemand anders bel as vir my. Hierdie kerse, ek hou nogal van dit en baie keer vergeet ek en baie keer werk die lighter nie. Word eintlik maar net aangesteek om ons te herinner daaraan dat God hier is. Dis die amazing ding wat ek dink ons as kinders van die Here baie keer mis. In ons gewone besig wees elke dag, in ons hardloop, in ons werk, in ons kinders grootmaak, vergeet ons dat Jesus net voor hy hemel toe is vir sy disippels gesê het, onthou 2 goed. Die eerste een is, onthou, wat maak ek hiermee? Moet ek die kerse aansteek? Dankie man. Kom ons probeer weer, nou gaan ek my vinger brand. Ek is nie bereid om my vinger op te offer nie. Kom steek net een aan. Net voor Jesus hemel toe is, het hy 3 goed vir sy disippels gesê. 3 goed. Ons onthou gewoonlik net die middelste een, wat sê, gaan en maak disippels. En dan werk ons kliphard met dit. En dis reg ook. Maar ek kan nie dit doen sonder om die boonste en die onderste sinnetjie wat Jesus gesê het te onthou nie. En die boonste ene, net voor hy sê, ek gaan en maak disippels, sê hy, al die mag in hemel en op aarde behoort aan my, sê hy. Al die mag. En dan eindig hy en sê, onthou, ek is elke oomblik van elke dag by jou. So Jesus is hier. Nie net omdat ons hier is nie. Hy is hier, omdat jy hier is. Want hy sê, ek is by jou elke oomblik van elke dag. Kom ons bly net so sit en dan sing ons iets hiervan saam. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy gerechtigheid
stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon en mag en majesteit. Uit hom straal helder lig, 'n glans wat als verlig. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons hier. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks stay die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons hier. Is werksaam om ons hier. Julle ken almal Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het jou so lief gehad. Vir jou. Glo jy dit? Ja, natuurlijk. Ons almal glo dit. Leef jy dit? Nou raak het bietjie moeiliker, nee. Ons gaan vanoggend bietjie verder daaroor gesels. Oor hoe om te leef, dat God vir my lief is. En is heerlik om te kan sê, ja, hy het vir jou so lief. Ja, die hele wêreld ook, maar ook vir jou. En is vir my lekker om jou vanoggend te kan groet, en hierdie God, wat sy seun gestuur het om te kan wys, hoe lief hy jou het. Daarom groet ek jou vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou, ek was nou baie lank by die studentegemeente in Potchefstroom. En daar werk dit so, dat as jy nie mooi kan sing nie, dan moet jy hard sing. Nou, vanoggend werk dit ook so, want ons is min. So as jy nie mooi kan sing nie, moet jy hard sing. Hoekom? Want jou hart is vol van God se liefde. So ons gaan nou staan en 'n paar liedere saam sing en hom loof en prys, want dis hoekom ons sing. Ons fokus op Jesus. En as jy op hom fokus, sing jy hard. Of jy mooi kan sing of nie. Kom ons staan en ons prys sy naam. Prys die Here vanuit die hemel, prys die Here, alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here in sy grote naam. Prys die Here van die aarde af, prys die see, van die berge af, prys hom bome, diere, plante en riviere, prys die Here in sy grote naam. Prys die Here, alle volke saam, mans en vrouens, prys die Heer se naam, prys hom konings, vorste, jonk en oud tesame, prys die Here in sy grote naam. Prys die Here, en ek prys die naam, is sy lewe, oor my loflied.
die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly u getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. God van liefde, juig ons harte en bedink ons liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde sprei. En die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsugtigheid. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late verskyn.
Ek dink julle kan nou maar sit. Ek is nou nie seker wat nou moet gebeur nie. Moet ek nou eers 'n gebed doen? Dan, okay, dis nie ek het gehad het nie. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, preek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot U. Dankie dat ons hier kan wees, Here, want U is hier. Dankie dat ons kan sing en weet U kyk en luister na ons hart. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees en dat U glimlag, want U kinders is by U. Ons loof U naam daarvoor. En Here, as ons vanoggend 'n bietjie gesels oor U liefde, help ons ontdek weer nog meer van die grootheid daarvan. En help ons om met onsself eerlik te kan wees, Here. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle. So laasweek het ons die vraag gevra, wat soek jy? Dis die vraag wat Jesus vir die 2 disippels gevra het, wat agter hom aangestap het na Johannes gesê, daar's die lam van God. En dan stap hulle agter hom aan en dan draai hy op 'n stadium om en hy konfronteer hulle en sê, maar wat soek julle? Dan hakkel hulle 'n bietjie en hulle sê, ons wil weet waar bly U. En dan sê hy, kom kyk. So ek hoop jy in hierdie week die vraag 'n bietjie in jou kop en in jou hart gedraai het. Sê maar, wat soek jy van Jesus? Wat soek jy van hom? En ek hoop jy het bietjie met hom daaroor gepraat ook. En sê, Here, maar hier's my hart, dis wat ek soek. Is dit wat U vir my wil hê? Want wat die disippels agtergekom het, na hulle die hele dag by hom gebly het, tot die aand toe, is dat dit heeltemal anders is om by Jesus te vertoef, te bly, te wees, as om net agter hom aan te loop. Dit is 'n groot verskil. Groot verskil. Want as ek agter hom aanloop, kan ek dit lekker op 'n afstand doen, maar as ek by hom bly, by hom vertoef, by hom wees, by hom is, dan leer ek hom ken. Dan leer ek vir Jesus ken. En dis waaroor dit gaan. En vanmôre is die vraag, laat ek God toe om my lief te hê? Laat ek vir God toe om my lief te hê? Is dit enigstens moontlik dat ek as mens kan keer dat God my kan lief hê? Dink 'n oomblik. Kan jy keer dat God jou kan lief hê? Definitief nie van God se kant af nie. Definitief nie.
En dit is hoekom ons Paasfees het, dis hoekom ons Kersfees het, dis hoekom ons om te celebrate dat God se liefde vir jou nooit sal ophou nie. Nooit. Maar van my kant af kan ek keer. Van my kant af kan ek so leef en so optree en so dink, dat ek nie die volheid van God se liefde kan ervaar nie. Of kan leef nie. Daarom die teks vanoggend. Johannes 12, vers 24, as jy wil opsoek. Johannes 12, vers 24. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een korreltjie. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in, met baie korrels. Wie sy lewe bo my lief het, sê Jesus, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Aan wie behoort jou hart? Die wat nou my storie goed ken, weet ek het in Windhoek aangekom alleen, op soek na iemand om mee te trou. En toe ontmoet ek nou vir Jana daar in Pretoria, toe hulle my slagverlof gegee het en ek was daar. Toe hierdie Johannesburg girl het ek nou nogal verkeerd opgesom. Want toe ons mekaar nou so 3 maande ken, toe ek by haar huis kom, toe sy heerlike ete, kerslig. Hierdie vrou is 'n goeie vrou, want sy kan kos maak. En voor die ete begin, toe ek omdraai, hier staan sy op haar knieë voor my, met 'n trouring. Sy sê, sal jy met my trou? So ek weet nou nie lekker waaroor jy die meeste geskok is nie, dat sy my gevra het of sy op sy knieë gestaan het voor my. Ek sê toe ja, ek dink ons kan maar trou. Maar weet jy, daar in Namibië is daar 2 ander girls. Die een het 'n lekker groot jagplaas. En ek wil haar nie graag verloor nie. Ek bedoel, kom aan, mens moet tog 'n bietjie kan jag. En die ander een het 'n huisie daar by die see. So, ons kan maar trou, maar hierdie 2 girls moet daarom deel wees, want anders verloor ons 'n klomp voordele, nee? Regtig? Dink julle sy sou my gevat het? Nee. Dis net 'n storie, hoor. Maar ons doen dieselfde met God. Ons doen dieselfde met God. Ons sê, ja, Here, ja. Ja, ek wil u verlossing hê. Ja, ek wil eendag saam met die hemel toe gaan. Ja, vergewe my sondes en ja, beskerm my en ja, sorg vir my en ja, vir al die mooi en lekker goed wat ek van sy liefde af ontvang. Maar Here, daar's 'n paar goedjies wat ek nie bereid is om te los nie. Daar's selfs 'n paar goedjies wat ek nie bereid is om te erken nie. Dat mense vir my so seer gemaak en so verniel, dat ek so kwaad is. Ek wil nie dit los nie. Ek wil nie dit los nie. Here, daar's sekere liefdes wat ek het, wat ek doen, wat ek weet, jy nie baie van hou nie, maar ek gaan nie dit los nie. Here, daar's sekere lewenswyse wat ek het, sekere maniere wat ek dink oor die wêreld. Nee, Here, moenie daar karring nie. Maar ek soek u verlossing. Vers 24 sê Jesus, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. As hy sterwe, bring hy 'n groot oes. Ons moet sterwe aan onsself, voor ek die volheid van God se liefde kan beleef en die oes bring wat hy van praat. En hierdie is vir almal van ons wat hier is vanoggend.
vrek moeilik. Hoekom is dit so moeilik? Want ek moet erken. Het is so moeilik, want ek moet met myself eerlik wees. En dit is moeilik. Ek moet erken, ek is verkeerd. Ek kan nie so aanhou nie. Ek moet nie hierdie doen nie. En die oomblik as ek dit kan erken, begin ek sterf aan myself. Maak dit sin? Ek het altyd vir die kinders gesê, selfs hier in Windhoek ook, Isak, julle sal onthou, dan sê ek, kan jy ophou rook, as jy nie erken jy rook nie? Ja, want ek rook mos nie. So hoe kan ek nou ophou? Iets wat ek nie doen nie. So kan jy ophou kwaad wees, as jy nie erken jy's kwaad nie? Kan jy ophou hartseer wees, as jy nie erken jy's hartseer nie? Kan jy ophou, nee, want ek is dan nie een van hierdie goed nie. So, die moeilike deel vir ons is om eerlik te wees oor ons emosies. Oor dit wat hier binne is. My eie emosies. My eie self. Jesus het na ons wêreldjie toe gekom. Nie om vir ons 'n klomp kopkennis oor God te leer nie. Maar om ons harte te verander. Sodat jy 'n nuwe tipe mens word. Sy kind. So alles wat Jesus gedoen en gesê het, het hy reguit na jou hart toe gepoint. Sê, wat gaan in jou hart aan? Ek wil dit verander. En as ek na my hart is, dan praat ons oor emosies. Emosies. Nou mens kry nie goeie en slegte emosies nie, maar jy kry 3 rooi emosies. Kwaad, hartseer en bang. Dis die 3 emosies wat ons lewens verwoes. Net 'n oomblik. As ek kwaad is vir iemand, wat doen ek? Dit het lank terug gebeur, maar ek is nog steeds kwaad. So ek drink die gif, en ek hoop daai persoon gaan dood. Dis wat kwaad doen. Dis hoekom Jesus sê vergewe. Maar as ek nie erken ek's kwaad nie, hou ek aan gif drink. En dit veroorsaak dat ek 'n kwaad mens word. Veral dikbek. Veral. Hartseer. Dis 'n moeilike een hierdie, né? Cowboys don't cry. Maar as ek nie in my diepste wese erken dat mense het my seer gemaak en ek dit uit met kwaad, dis die sekondêre emosie. Die primêre emosie is ek is stikkend seer. Kan ek nie op God se skoot gaan sit en hom toelaat om my vas te hou en lief te hê en gesond te maak nie. Want ek is dan nie hartseer nie. Ek is dan nie hartseer nie. Hartseer gaan rondom verwerping, rondom eensaam, rondom seer gemaak, te nagekom, lelik met my gewees. En dit begin waar ek dit erken. En dan kan God gesond maak. Dit begin by die koringkorrel wat sterf. Vrees. Julle weet nie wat's vrees nie, hoor. Gaan bly bietjie 2 maande in Pretoria en ry met 'n Hilux. Jy is senuweeagtig by elke robot. Ons lê en slaap een nag en terwyl die krag als aan is, hoor ons hier begin die honde mal gaan. Toe knip hulle die kragdrade reg voor ons huis, rol hulle op en ry hulle weg. Vrees is verlammend. Keer dat jy leef. En dan kom Jesus en hy sê liefde verdryf alle vrees.
So ek moet erken, waarvoor is ek bang? Sodat Jesus kan gesond maak, sodat hy my kan moed gee, sodat hy my kan leer hoe om in sy liefde te leef. Ek het ontdek dat 'n mens, dat ek nie ordentlik leef nie, omdat ek nie my emosies erken nie. Ek het bestaan en van die een ding na die volgende ding gehardloop en gehardloop en gehardloop, maar ek het nie geleef nie. Met ander woorde, ek het nie die liefde van Christus beleef en geleef nie, en ek moes dit eers erken. Jy is kwaad vir hierdie. Jy is bang vir dit. En jy is hartseer hieroor. En met God daaroor begin praat. En hoe meer ek met hom daaroor praat, hoe meer het hy gesond gemaak in my wese, sodat ek treukie vir treukie kan leer om in sy liefde te kan baljaar, te kan leef. Want so lief het God vir jou gehad, dat hy sy seun gestuur het. So hierdie is ook vir jou. Dit vra van jou eerlikheid oor jouself. Nou net voor die manne begin dink, hierdie is vir die sissies. Julle ken tog 'n ou met die naam Dawid, né? 'n ginger mannetjie. Hy was 10 teen kort, want almal het van hom gepraat, sy seentjie, met rooi hare. Ons lees sy psalms, en wat gebeur in sy psalms? Hy sê sy emosies. Vir wie hy kwaad is, sy vrese. En dis die enigste man in die hele Bybel wat God van sê, dit is 'n man na my hart. Hoekom? Omdat hy alles reg gedoen het. Nee, ons ken daai deel. Omdat hy kon eerlik wees met homself. Omdat hy kon eerlik wees met sy emosies. Alleen wanneer ek kan erken, kan God help. Kan God laat groei. Kan hy gesond maak. Alleen as ek eerlik is. En dan, wanneer ek dit begin doen, en dis nie 'n ding wat een klaps gebeur en as dit verby nie, dit vat min of meer 'n lewe lank om hierdie goeters te erken en te leef. Maar ek kan begin proe. Wat? God se bederf. Hoor wat sê Psalm 23 vers 5. Julle ken hierdie psalm. Julle kop uit. Hier staan, U God berei vir my 'n feesmaal, 'n party, waarvan die tafels kreun van aan die lekker goed. U doen dit voor my vyande. U bederf my voor die wat nie van my hou nie. U, die lewende God, verwelkom vir my. As wat? Eregas. Dis wie jy is aan God se tafel. Jy is die eregas. Nou jy het nou al mense oorgenooi vir ete, nê. Wie is die eregas dan? Hulle. Jy bedien hulle. Hier kom God en hy sê, U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Psalm 23. God doen hierdie reeds. Hy doen dit reeds vir jou. Jy sit reeds aan sy feesmaal as eregas. Die uitnodiging, sien dit raak. Die uitnodiging, soek nog. Met ander woorde, verander jou hart, sodat jy die volheid daarvan kan beleef en kan ervaar. Weet julle, ons het
ons het in die kerk die heerlike nuus van Jesus Christus verskraal. Nou, hy het gesterf aan die kruis, ek moet my sondes bely, dan gaan ek hemel toe. Die 3-punt evangelie. En daar is soveel meer. Ja, dit is ook belangrik. Ja, dit is ook crucial. Maar daar is soveel meer, want die hemel is nie eendag as ek doodgaan, dan gaan ek hemel toe nie. Die hemel is hier. Want Jesus is hier. Maar ek en jy moet dit ontdek. En leef. En ek doen dit deur aan my te erken. Hier is my stikkende emosies. Ek het God nodig. Sy liefde nodig om dit te verander. Sodat ek die volheid van sy feesmaal kan leef. Die Nuwe Testament weergawe is 'n lewe van oorvloed, praat Johannes. 'n lewe van oorvloed. Het gaan nie net oor oorvloed kos en kook nie. 'n oorvloed van leef, vry, gesond, heel. Jesus praat van 'n sagte juk. Nuwe Testament weergawe van Psalm 23. So om by laasweek aan te sluit, wat soek jy? Jesus vra weer vanoggend vir jou, wat soek jy? Is jy tevrede met net 3 punte, want ek gaan hemel toe? En ek wil pleit by jou vanoggend, moenie daarmee tevrede wees nie. Moenie. Soek die volheid van God se liefde. Soek die genesing, die lewe vanuit jou binnekant uit. Want dis die lewe van oorvloed. Moenie tevrede wees met tweede beste nie. En tweede beste is, Here, dankie, ek weet ek gaan hemel toe, I've got this. Ek sal my kwaad behou, en ek sal my suurheid behou, en ek sal my bang behou, want ek kan nie sonder dit nie, ek moet dit hê. Ek sal eendag vry wees daarvan, as ek hemel toe gaan. Moenie daarvoor settle nie, asseblief. Begin 'n pad stap, dat jy hierdie feesmaal, wat jy reeds by aansit, kan eet, en geniet, en leef. Ek gaan dit nog baie keer sê, maar wat ek beleef het in my lewe, en in baie mense se lewens, is dit wat ons bely, oor wie Jesus is, en hoe sy liefde is, en al die mooi goed, is daar. Maar wanneer ons hier uitstap, en ons begin maandagoggend met ons lewe, dan leef ons daar. Hier bely ons sit by 'n feesmaal, ons moet sterf, en ons besef sy liefde, en ons hoor al hierdie mooi goed, maar as ons daar uitloop, is ons iets anders. So hierdie 2 goed moet naderkom. Naderkom. Aan mekaar. Want alleen dan, kan ek hierdie liefde wat hy vir my het, voluit leef. Dis ook hoe geloofsgroei plaasvind. Ek het 'n klomp godskennis, dit wat ek bely, maar daar is 'n klomp selfkennis wat tekort is. Kom sukkel ek? Wat keer? Hoekom is ek kwaad? En as ek daai goed saam met hom begin deurwerk, dan groei ek geestelik. Godskennis, selfkennis, godskennis, selfkennis. Maar ons sal dit tog baie sê. Partykeer gaan hy agteruit, ander keer gaan hy weer vorentoe. En dit gebeur een besluit op 'n slag. Wat soek jy? Wil jy nie God toelaat om jou lief te hê nie? Jy doen dit deur te erken wat hier binne aangaan. En hoe meer ek my hartseer, my kwaad, my bang, hoe meer ek met hom daaroor kan praat, hoe meer maak hy gesond, sodat ek buitekant toe die lewe in sy volheid kan leef. En in die woorde van ons teks, 'n oes kan voortbring.
kan doen wat hy sê, wat hy vra. Anders is dit bietjie moeilik. So mag jy hoor dat die Gees van God wat in jou woon, in jou wakker maak, 'n behoefte vir nog van God se liefde. Wat nie net hier sit nie, maar hier sit en verander. Amen. Vat 'n oomblik of twee en uit al die baie goed wat nou gesê is, wat is die een ding wat net in jou kop vassteek? Net een. Dink net daaroor en praat met die Here daaroor vir 'n oomblik. Here Jesus, hier is ons. Vir party van ons is dit ontsettend moeilik om met onsself eerlik te wees. En dat ons honderde verskonings en honderde redes oor hoekom ek nie die kwaad of die dit of die dat kan los nie. Ek pleit, Heilige Gees, dat U stadig maar seker ons van binne af sal nuut maak, dat ons kan ontdek dat U liefde is groot. So hoef nie bang te wees nie. So hoef nie oordeel te verwag, of jy is nie welkom nie. Want die liefde is groter as dit wat in ons harte is. Here, vir party van ons is dit maklik om ons emosies te erken, en dan is ons ook sommer tevrede met die eerste emosie wat ek raak sien. Help ons, Here, om dieper te sak oor waar dit vandaan kom, sodat U heeltemal kan gesond maak. En dankie dat U ons nooi na 'n hemelse feesmaal, dat ons dit reeds hier in Windhoek vandag kan begin ervaar en leef. Dankie dat U dit vir ons gee, maak ons harte wakker om dit te begeer. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en dan doen ons die geloofsbelijdenis saam en dan kan ons weer sit en die kollekte opneem. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan weer sit en dan kom ons neem die kollekte ook op.
If you curse me, then I will bless you. If you hurt me, I will forgive. And if you hate me, then I will love you. I choose the Jesus way. If you're helpless, I will defend you. If you're burdened, I share the weight. And if you're hopeless, then let me show you there's hope in the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He was my sin, now I gladly wear his name. He is the treasure, he is the answer. Oh, I choose the Jesus way. If you strike me, I will embrace you. And if you chain me, I'll sing his praise. And if you kill me, my home is heaven. For I choose the Jesus way. I follow Jesus, I follow Jesus. He was my sin, now gladly wear his name. He is my treasure, he is the answer. Oh, I choose the Jesus way. And I choose surrender, I choose to love. Oh God, my Savior, you'll always be enough. I choose forgiveness, I choose grace. I choose to worship no matter what I face. I choose the Jesus way. 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 I follow Jesus. I follow Jesus. He was my sin, now gladly wear his name. He is the treasure, he is the answer. Oh, I choose the Jesus way. Oh, I choose the Jesus way. Dankie. My telefoonnommer is op daai papiertjies wat daar by die deure was. As jy nie gekry het nie, moet jy een vat want ek kan hom nie onthou nie. En jy is enige tyd, Henry, jy kan kom asseblief vir die afkondigings. Jy kan enige tyd my 'n WhatsApp stuur of bel of wat ook al as jy wil gesels. En as jy nie saamstem met my preek nie, sal ek baie bly wees as jy bel. Of as jy iets ontdek het of as jy wil met iemand gesels, dis hoekom ek hier is. Henry het gesê ek kan kom hiernatoe as ek net op Sondagoggende bereid is om van 9 tot 10 te werk. So die res van die tyd, nee, ek spot net, julle is enigtyd welkom.
mekaar daar langs die pad. Toe was daar soveel 0 reën omtrent. Saterdagmiddag toe ek weggery daar, toe is daar 130 mm reën van Woensdag af. Tot Saterdag toe. En wat 'n fees was dit nie daar, saam met kinders te speel, en die klein kinders, en daai panne water wat so lê, dis ongelooflik. Wys ons net die liefde van Jesus, wat na ons kant toe kom. Net vinnig, aangesien ek nou sy werk moet doen, hierdie is eintlik sy werk. Ek het net so 2 punte eintlik wat ek oor wil praat. Radiokerk gaan net hierna, gaan dit aan, en ouderisse diens daarna. En dan die weekse verrigtinge gaan aan met Refill Groep. Gaan net gou terug na Refill Groep toe, Johan asseblief. Ronel, as ek reg het, is julle Karwas naweek nog aan volgende naweek. Daar, okay. Refill Groep het, ekskuus, ek nou hier soveel vrou. Refill Groep, as jou kar baie vuil is van die reën hierdie week, bring hom volgende Saterdag hier toe. Hulle was jou kar vir jou, en ek hoor hulle is so erg oor inspeksie, is hy skoon of is hy vuil. Jy gaan koek en tee, braaiworsies, pannekoek, alles gaan hulle hier onder die dak doen. Bring jou kar, kom verby, jy kan vir hom wag hier, en lekker koffie en pannekoek en ietsie eet, jy kan hom bring, as jy nie kan bring nie, en jy wil graag jou kar skoon hê, bel net, reël met die kerk, ons kom haal die kar, of hulle kom haal die kar, hulle maak hom vir jou skoon, en vat hom vir jou weer terug, na sy plek toe. En as die kar nie vuil is nie, gaan ry 'n bietjie in die nat. Ja. Maak die ding vuil die week. So, ek wil vra, kom ons ondersteun, ons mors so min nie, maar ek dink ons sal die boodskap by elkeen uitkry. En dan dieselfde vrou selgroep Woensdae aande ook, wat nog steeds aangaan. Was hulle karre die week daarna? Ja. Okay. Dan is daar, ons het vir Hardes Meiburg, hy is 'n boer van die Kom ons Hoogland, maandag aand by kerkraadsvergadering verkies as 'n kerkraadlid om die boere se wyke te verteenwoordig hier by ons. Ons sal DV as nie iemand is wat beswaar het teen dit, die 6de dan vir Hardes bevestig ook, waarvoor ons baie dankbaar is om iemand van die boere, dit gaan maar redelik sleg daarso in die Kom ons Hoogland tussen die mense. So daar is al die platforms waar die kerkse dinge kan besoek word en wat aangaan as jy verdere inligting wil hê. Op WhatsApp, ek dink ons is redelik baie op WhatsApp groep is redelik wyd al uit wat Susan die mense opgelei het. As jy nog nie op die WhatsApp groep is nie, vir al die vrouens ook, praat net met Susan, gee net haar jou regte telefoonnommer vir haar deur, dat jy toch opdaai, want dit is baie makliker om net so met mekaar te kan kommunikeer. En dan die 16de April wil ek baie nooi die kerkraad en ons almal nooi uit na Paasete toe die aan. Almal is welkom, kinders en groot mense. Kinders onder 7 kom verniet, ander is vir $50 kan jy die aankom geniet die Paasete. Ons gaan lekker olyfbrode bak en 'n paar skaapboude gaar maak en net lekker kuier rondom die Paasete die Woensdag aand voordat jy die naweek gaan lang naweek hou. Almal is baie welkom. Praat toch net, bel in, skakel in, bespreek jou plek, laat ons net op 'n getal kan uitkom voor daai tyd. En dan is daar die Windhoekwes Bazaar. Dit is eintlik 'n winterfees daai wat jy nou al moet save the date. Ek wil vra as daar enige iemand is op die stadium wat voel jy wil betrokke raak en help met die koördinering van, ons wil regtig dit 'n groot feestyd weer, 'n winterfees doen, daai naweek van die 6de en die 7de, dit is Vrydag en Saterdag aan. Ons wil hierdie plek toemaak met tente en goed hierso, en ons wil werklik 'n fees maak van daai naweek. As jy bereid voel met enige iets wat jy voel jy kan doen of wil doen, jy is welkom. Kom, bel, praat met Susan, stuur 'n WhatsApp, enige iets wat jy op jou hart voel vir die kerkbazaar, winterfees. Wat lê nog voor? Nou, soos alles, stoele projek, mannekamp,
kerksokkie en al die lekker goed wat daar. Ek had hulle eintlik ekskuus want ons vergeet het, daar is ons werk aan 'n dingetjie. Ek weet nie of van wie wat nou al redelik lank in die gemeente kom, dat ons Windhoek Wes Hoogland Park gemeente waar ons is hierso vandag, is hierdie jaar 25 jaar wat ons al hierso is. En ons beplan vir Augustus maand ook soms so feesdag om dankie te sê dat ons so lank hier kan bestandig gebly het in Hoogland Park Windhoek Wes. So dink maar so lank daar ook, is einde van die maand van Augustus, hou dit iewers daar op einde van die maand, hou daai datum dop na einde Augustus toe. En dan vir almal wat verjaar het hierdie week, ek hoop jy het 'n baie lekker dag. Ek sien Ben van der Merwe wat môre verjaar, die ou die laaste week of 2 nogal deur swaar gegaan met hom met al sy operasies en armontleidings en goed wat hy gehad het. So ons dink sommer aan hom ook. Maar almal wat verjaar die week en die naweek wat voorlê, sterkte en geniet daai verjaarsdag. Mag jou vrou jou bederf. So, of jou man jou bederf. En dis dit. Dankie vir almal wat die koffie en die tee na erediens voorsit daar. Lekker week vir almal. Weet jy of ons gaan braai vanmiddag? Ek dink die hout is nat, tensy jy hout weggesteek het iewers. So, geniet die dag. Dankie Henry. Kom ons staan, dan sluit ons af. Mag jy die uitnodiging hoor en onthou. Kom en volg my. Kom en wees eerlik met wat in jou hart aangaan. Ek wil dit verander, sodat jy kan vrug dra, oral waar jy kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elke een van julle wees en bly. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.
Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen.